Hierdie is fase 5 betrokkenheid, tree 8. En ek moet eerlik wees, daar's effens van 'n opgewondenheid, maar ook 'n dringendheid in my hart, wanneer ek met jou oor hierdie onderwerp wil praat. Paulus sê in 1 Timoteus 3 vers 1, en hy skryf vir Timoteus, en hy's lief vir Timoteus, en hy dring aan by Timoteus, en hy sê, wanneer dit kom by die leierskap van die gemeente, dit is 'n waar woord. As iemand graag 'n ouderling wil wees, begeer hy 'n voortreffelike werk. Nou, dalk is jy nog nie 'n leier nie. Dalk kwalifiseer jy as 'n leier, maar jy's nog nie 'n leier nie. Dit mag wees dat jou gemeente jou iewers op 'n stadium gaan oproep as 'n leier vir 'n tydelike of 'n oorgangsfase. Dit mag wees dat die gemeente dalk iewers op jou knoppie gaan druk en jou op gaan roep om leiding te neem vir 'n langer termyn. Paulus sê vir Timoteus in 2 Timoteus 2 vers 4, 'n soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. Daar moet 'n dringendheid in jou en in my hart wees. Daar moet 'n opgewondenheid in jou en in my hart wees om vir die Here te werk en die eer te neem om te sê, ek moet leiding neem daar waar die Here my plaas. Ons kort manne en vroue wat gaan leiding neem in 'n wêreld wat stikkend is, in 'n wêreld wat verlore is, en jy is daardie man, jy is daardie vrou. Daarom, as jy nog nie leiding begin neem het waar jy is nie, wil ek jou mooi vra om dit 'n gebedssaak te maak, om jou te bekwam as 'n leier, om 'n leier te word, om leierseienskappe te begin ontwikkel. Dit beteken nie noodwendig jy gaan 'n predikant word nie, dit beteken nie jy gaan 'n ouderling word nie, maar waar jy is, kan jy leiding neem vir die Here. Onthou Jesus se woorde in Matteus 9 vers 37, die oes is groot, maar die arbeiders is min. En daarom kom pleit ek by jou vandag. Ek kom pleit by jou dat jy sal kom aanmeld as 'n soldaat. Ek sê dit altyd in die gemeente, by 201 en by 301, 'n soldaat kla nie oor pampoen wat koud geraak het nie. 'n Soldaat is meer bekommerd oor die oorlog wat gewen moet word. En ek en jy moet daai gesindheid kry. Nou, wanneer ons kyk, wanneer Paulus skryf in Timoteus 1 en 2 Timoteus en hy skryf aan Titus, dan kry ons 3 Griekse woorde wat ek vinnig met jou wil opbreek wanneer dit kom by betrokkenheid, dat jy kan sien waar jy inpas. Drie fases van leierskap kan ons amper sê. En die eerste ene is diakonos. Diakonos is waar ons die tradisionele term diaken vandaan kry. Nou 'n diaken is maar net 'n dienswerker. In ons kerk noem ons hulle ook nie diakens nie, want ons voel dis 'n Griekse woord wat ons het die Afrikaanse woord. Dis werkers, dis iemand wat dien of iemand wat werk. Dis basies net 'n diensknegt. En daar kan jy leiding neem. Onthou, Stefanus was een van 7 leiers in Handelinge wat aangestel is as leiers wat moes betrokke wees. En hulle het leiding geneem en die Here het herlewing deur hulle laat gebeur. So moenie dink 'n diaken is minder werd as 'n ouderling nie, glad nie. Dan die tweede woord wat ons kry is episkopos. Episkopos word in ons Afrikaanse Bybel vertaal met 'n ouderling. Maar die direkte vertaling is nie eintlik ouderling nie. Dis eintlik meer 'n opsigter of iemand wat kyk dat dinge regloop. Iemand wat mooi kyk dat die sake reg uitwerk. Nou dis die woord wat Paulus gebruik wanneer hy aan Timoteus gebruik. En wanneer hy aan Titus skryf, gebruik hy 'n ander woord. En miskien sal ons nou daaroor praat, maar ek wil net hê jy moet jou kop oopmaak dat daar's episkopos ook. Dis ouens wat kyk en sien dat alles regloop. Hulle is bestuurders oor die gemeente. Dan kry ons die Griekse woord presbyteros. Presbyteros skryf Paulus aan Titus en dis ook wat ons Afrikaanse vertaling vertaal met 'n ouderling, wat dan iemand is wat ouer is, wat meer gesag het en wat leiding neem in die gemeente. Wat is die voorvereistes? Is ook wel interessant om te weet dat vir al 3 hierdie, kom ons noem dit fases van leierskap in die gemeente, is daar min of meer dieselfde vereistes, behalwe miskien vir die hoofleiers, die presbyteros, en ek gaan dit nou vir jou uitstipuleer. Wat word van leiers in bediening verwag? Ek gaan vir jou vinnig dit opbreek. Ons lees hierdie voorvereistes in 1 en 2 Timoteus en in Titus. En in almal is daar 7 basiese voorvereistes, wat eintlik maar neerkom op 'n heilige lewe. Maar kom ek deel dit met jou. As jy deur 1 en 2 Timoteus en Titus lees, sal jy sien dat hierdie word van die leiers verwag. Maar ek wil ook hê jy moet verstaan, dit word van enige gelowige verwag. Dis nie eintlik net van leiers nie, maar veral van leiers, want hulle word op 'n hoër vlak geoordeel. Nommer 1, hulle moet waarlik weergebore wees. Hulle moet darm kinders van die Here wees. Hulle moet werklik die Here dien. Tweedens, hulle moet bekend wees dat hulle geesvervuld is. Hulle moet 'n geesvervulde lewe leef. Nommer 3, hulle moet getrou wees in hulle huweliksmaat. Hy moenie 'n man wees wat sy oë op ander vrouens is die hele tyd nie. Hy moet sy oë by sy vrou hou. Hy moet 'n goeie ouer wees. As hy kinders het, as hy getroud is, moet hy 'n goeie huweliksmaat wees. As hy getroud is, moet hy 'n goeie ouer wees en sy kinders wat in die huis is, sy klein kinders, moet ook 'n getuienis hê dat hulle die Here saam dien.
Die 5de een is, hulle moet opreg en eerlik wees, wanneer dit kom op alle areas van hulle lewe, by hulle werk, met hulle finansies, met hulle verhoudings, hulle moet opreg en eerlik wees. Die 6de voorvereiste is, hulle moenie geldgierig wees nie, hulle moenie rondloop en die heeltyd agter geld aanloop en die heeltyd konnaiwer en plannetjies maak en dit hulle aandag wegtrek van die koninkryk af nie. Die 7de voorvereiste is, hulle moenie 'n swaar drinker wees, die heeltyd dronk wees en by partytjies uithang nie. Dit is die 7 vereistes vir enige leier, wat ek ook dink van toepassing is op enige gelowige. Natuurlik aan die hoofleiers is daar spesiale vereistes. Nommer 1, hulle moet bekwaam wees om onderrig te kan gee. Nommer 2, hulle moet bekwaam wees om mense te kan oplei. En dan, hulle moet bekwaam wees om gehalte leierskap te bied, waar daar 'n platform is, waar mense oplei, wat ander kan oplei. Jy kan sien hoe dit nou dieper raak, nie? Dis vir my belangrik, dat jy moet weet, die Here wil jou gebruik. En jy moet daai volgende tree gee in jou betrokkenheid, en jou begin bekwaam as 'n leier. Iemand wat kan voorvat daar waar jy is. Iemand wat as 'n leier kan opstaan in jou gemeenskap en in jou gemeente, en kan sê, hier's die pad wat ons moet stap. 2 Timoteus 2 vers 2 lees ons, Paulus sê vir Timoteus, wat jy my voor baie getuies oor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne, wat bekwaam sal wees, om dit ook aan ander te leer. Ons het manne en vroue nodig wat bekwaam is om leiding te neem. Ons het manne en vroue nodig wat bekwaam is om mense van Jesus te vertel. Iemand moet opstaan, iemand moet belê in die volgende generasie, en daardie iemand is ek en is jy. Dis nou ons beurt. Iemand het ons vertel, nou is dit ons beurt. Ons is nou die iemand wat iemand anders moet vertel. Mag die Here vir my en jou seën dat ons betrokkenheid werklik uitspoel in 'n situasie waar ons disippels maak vir Jesus Christus.